still I'm found. Leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Ons saam bid. Here, dankie dat U vanoggend ook vir ons kom herinner. Die afspraak met elkeen van ons het. Is nie maar net nog 'n dag wat ons hier instap, net nog weer hier uit te kan gaan onveranderd nie. Dankie dat ons so saam sing, dat U ons agterna jaag. Dankie dat U ons met al U liefde, al U genade inhaal. Van ons het ons U op hierdie oomblik so nodig. En ons wil kom stil staan. Ons wil kom omring word, omhels word, omvou word met U omgee, met U liefde, met die genade, met die koninkryk van God wat gekom het, met die Heilige Gees wat beweeg op hierdie oomblik. Dankie dat U 'n afspraak het, U ontmoetings maak, dat U ons najaag. U 'n God is wat nog nie opgegee het nie. Ek bid vir hulle wat nou uitroep na U, dat dit vir hulle werklikheid sal word. Dat hulle iets van U almag en heerlikheid sal kan beleef. Maar saam met dit, dat ons tot 'n besef kan kom, dat U die een is, wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. Die een wat in Genesis die wêreld tot begin geroep het, kom en staan so by elkeen van ons vanoggend, en kom roep ons tot 'n nuwe begin. As U ons op ons naam noem, dan gebeur daar iets anders in ons vanoggend. Omdat die woord heilig is, omdat die Gees teenwoordig is. Ons wil vanoggend aan U opdra, sodat dit wat hier gedeel word, mag dit ook in ons harte vasgemaak word, mag dit nuwe lewe bring, waar ons tot dood toe is, ons wat in donker waters onsself bevind, mag ons ook so opgelig word met 'n nuwe roeping. Ons bid vir Jan, ons bid vir sy gesondheid, ons bid vir dit wat hy ook vir ons vanoggend kom deel. Die teenwoordigheid met hom sal wees, en dat U sy woorde sal lei, en die Gees dit sal vasmaak in mense se harte. Dis ons gebed vanoggend. Amen. Dit is vir ons goed om vanoggend dan ook saam met Jan te kan wees. Jan, ons het vir jou gebid. Jan was gisterand opgeneem. Ek weet hy wil nie ek moet dit noem nie, maar kom ons bid ook sommer net so vir hom. Hy was gisterand opgeneem, so 'n bietjie op 'n drip gewees, maar hy lyk baie beter as wat jy lyk ten spyte van jou ouderdom. So Jan. Dankie Stefan, ek voel daai liefde. Ek gaan net in die stoel hier sit. As ek moet sit, gaan ek sit. Ja, ek van nie so, môre my naam is Jan, dis die ou wat die hele tyd mee spot. Stefan, as ek so maak, dan weet jy ek gaan val, dan moet jy maar kom praat. Nee, Stefan is so kalm, ek bel hom gestaan 9, ek sê ek dink jy gaan moet preek. Hy sê nee, is reg, ons val in. As hy my 9 die aand moet bel, sê ek sê okay, ons doen 'n AGS moment. Ons kom in, sing, dan gaan ons in 20 minute diepe pyn sing en gebed en stilte ingaan, en dan gaan die band nog 2 koortjies sing, en dan gaan ek amen sê, en dan gaan ons huis, want my preek is woord vir woord uitgetik, so het gaan nie vir my werk nie. So ja, ek is nou vir 3 weke siek. Ek gisterand, nou sê ek van net, die pyn is gewoonlik so 'n uur lank op my maag, en dan is dan 2 ure, 3 ure, en op die einde lyk dit of ek so 'n klein Jona ingesluk het, toe maak my maag so hierso, en sy sê toe op my bors, nou gaan ons hospitaal toe, en ons lê dan, wat jy nogal baie humble maak, is wanneer die dokter is, en sê, kyk, is my maag geswaan, hy sê nee, hy sien dit nie, en ek sê nee, hierdie is altyd hier, maar hierdie is nie deel van hierdie nie. Dan sê ek van voel hierso, dan sê nee, dan dacht ek, okay, let's let it go. Ja, so, groot sports gewees, ja, so, van my kant af ook baie welkom. Ons is besig met ons reeks oorboord, en ons praat oor Jona, en Johan Servant aan die reeks vir ons begin, en hy het 'n boek geskryf, vir die van julle wat daai dag sy boek bestel het, en betaal het, die boeke is daar agter, as jy nog nie kom ophaal het nie, kan jy daar kry. Nou hulle sê die droom wat mense die meeste angs veroorsaak, is wanneer die droom as iemand jou jaag. Nou ek weet nie van julle, maar dat het klomp wille goed my al gejaag. En soos ek al voorheen vir julle genoem het, as ek hardloop is die verskil tussen my volspoed en my draf, my gesigsuitdrukking.
Maar wanneer ek in my droom is as ek Usain Bolt, dan hardloop ek verskriklik baie vinnig. En het julle geweet dat God ons ook jaag? Die Engelse vertaling sê, hy pursue ons, hy volg ons, hy jaag ons na, hy soek ons. Maar wanneer God jou jaag, wanneer God jou pursue, is dit met liefde, dan is dit 'n werklikheid, dis nie net 'n droom nie. Hy is vir jou lief en hy wil jou red. Lukas sê Jesus in Lukas 19, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. In 1994 was ek op 'n baie slegte plek in my lewe gewees, die meisie wat ek toe mee uitgegaan het, wat ek geglo het my trouvrou is, ek het al ons kinders se name gehad, ons honde se name, ek het al begin sy vir ons honeymoon, en toe los sy my. En my vriend in daai tyd, sy meisie is dood in 'n motorongeluk, en ons is toe nie goed vir mekaar nie. Ons het toe, ek sal nie in detail sê wat ons gedoen word nie, nou word ek onder sensuur geplaas, maar ons het redelik weggedryf. Ek het nie meer kerk toe gegaan nie, ek het regtig betrokke raak by goed en aangejaag en te kere gegaan en ek was die hele tyd eintlik kwaad vir die Here om te sê, moet hy toegelaat. Ek het nou geglo ons gaan trou en hy het al vir my gegee en toe dit nie gebeur nie. En ek het al hoe verder van God af beweeg. Nou gelukkig het God nie 'n vis gestuur om my in te sluk nie. Ek dink hierdie week as ek Jona was, sou my grootste gebed wees om dat ek in dieselfde kant uitgaan as ek in die vis ingekom het. Maar gelukkig het die Here nie vir my 'n vis gestuur nie, hy het iemand anders gestuur en die ou se naam is Hendrik de Bruin. Nou Hendrik de Bruin was die rofste ou wat ek in my lewe geken het. Hy was amper soos al die duiwel van die kinderbybel gewees. Hy was rarig, hy het gevloek. Jy weet as party ons vloek, dan klink of waar koppies of pierings langs jou stukkend val. Hy het baie pierings om Hendrik gelê. En hy was erg en eendag kom hy na my toe en hy sê vir my, Jan, ken jy vir Jesus? En ek begin kliphard vir hom te lag en ek nog altyd, want ek sien myself as 'n kerkmens. Ek meen ek het sonnaarskool, kinderkrans, JKA, SKA, ek het al my seels, ek het belydenis van geloof geleer, ek het gekatekiseer. En 2, ek sien vir Hendrik as 'n sondaar, as 'n nie kerkmens nie. Nou vra hy my, ken ek vir Jesus? En Hendrik vertel my dat sy lewe drasties verander het, dat hy Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker. En hy vat my een aand na sy klein groep toe en op die 14de September 1994 kom ek die laaste keer tot bekering. Wat ek daarmee bedoel is, elke keer as daar 'n uitnodiging was, wie wil harte vir die Here gee, of wat ook al die ou sê, was ek voor. En as jy dit al vir 9 keer doen, dan begin jy dink, maar ek moes dit nou al, maar ek het nooit daai vrede gehad nie. Ek het nooit gevoel dit is nie, en daai aand het ek vir die eerste keer gevoel, ek is gered. Ek is verseker, en Hendrik de Bruin, wat God gestuur het my redding verseker. Ek meen, God het nooit opgehou om my te pursue nie. Nou God kan enige iemand stuur, of enige iemand gebruik om die evangelie te verkondig. En in ons reeks sien ons dat God vir Jona pursue, om hom te kry, want hy is nodig om die mense in Ninive te kry om vir die Here te aanbid, om verlos te word, om gered te word. Die woord verlossing beteken vryheid. Dit beteken om los te word van iets, om vrygemaak te word van iets, vrygemaak van 'n mag wat groter is as die mag wat jou terughou. 'n Goeie voorbeeld is die Israeliete wat God as slawe uit Egipte uitgelei het. Verlossing beteken vryheid. Israel se verlossing uit Egipte uit wys vir ons na ons verlossing wat Jesus Christus vir ons gebring het. Soos Israel slawe was, is ons ook slawe van sonde. En Jesus het deur sy bloed ons verlos. Paulus skryf in Efesiërs 1, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredings vergewe, kragtens die ryke genade van God. God pursue elkeen van ons. Baie belangrik, hy pursue jou nie omdat hy jou nodig het nie. Hy pursue jou omdat jy hom nodig het. Hy pursue vir Jona, nie net vir Ninive se verlossing nie, maar ook vir sy eie. Nou die tema wat ek vandag wil fokus in die boek van Jona is die 3de hoofstuk, en dit gaan oor verlossing. Nou daar's 3 belangrike waarhede van verlossing wat ons by Jona kan leer, wat ek hierdie week probeer vasmaak het vir julle om dit prakties te maak. Eerstens, verlossing is 'n tweede kans. Volgens God is ons geliefd deur hom. Ons aanbid 'n God van tweede kanse. Nou, tweede kans is onverdiend, dis slegs as gevolg van die genade van God. Jesus gee vir ons elkeen 'n tweede kans. God gee vir Jona 'n tweede kans. En Jona is op 'n plek waar hy kan sê, maar Here, ek wil nie. Inteendeel, Johan het vir ons sê, Stefan het gesê, hy is eintlik die hele tyd besig om weg te gaan. Hy is eintlik, moenie my gebruik nie, maak my dood, ek wil nie hierdie doen nie.
En God pursue hom nog steeds. God kon vir Jona gelos het om dood te gaan met die vis. Hy kon iemand anders gestuur het, maar hy aan agter hom. Ons almal sukkel met sonde in ons lewens, waarmee ons weet, ons sukkel. Maar die beste van alles is al doen jy dit geheim, God weet van alles wat jy doen. En ten spyte van dit, het hy jou nog steeds lief. Ten spyte van dit, pursue hy jou nog steeds. Hy veroordeel nie, maar hy jaag jou na in liefde. Dalk kan jy volgens sê, maar Jan, God het dalk vir Jona 'n tweede kans gegee. God het al vir my ook 'n tweede kans gegee. Of 'n derde kans. Vriende, God sal vir jou 'n vierde kans gee. En 'n vyfde kans. En 'n 10de kans. En nog 'n kans. En nog 'n kans. Hoor wat sê William Banks. We are moved to speak of Jonah's God as the God of the second chance. But honest, sober reflection compels the saint to speak of him as the God of the 999th chance. Such gracious mercy as was extended to Jonah here, and to David, and to the thief dying upon the cross, and to Peter, surely it has been granted to all believers through the precious blood of Jesus Christ. Solank ek en jy asem in ons longe het, solank ek en jy se harte nog klop, is daar altyd nog 'n kans. In God se genade is daar altyd vir ons vergifnis en verlossing. Ek dink dit is vir ons moeilik, dit is vir my moeilik om baie keer God se genade te verstaan. Dat God my nog steeds lief het ten spyte van, dat God my gered het, dat hy vir my gesterf het ten spyte van wie ek is of wat ek gedoen het. Dis amper of God vir Jona gesê het, okay Jona, kom terug, kom ons vergeet alles wat gebeur het, ek gaan dit nie teen jou hou nie, kom ons begin weer, ons begin met 'n nuwe dag. Ek dink elkeen van ons kan ook in die oggend as jy wakker word, jouself net herinner dat as jy vergifnis gevra het vir jou sonde, sê God vir jou, vandag is al genade, dis 'n nuwe dag, jy begin van voor af, ek onthou nie wat jy gedoen het nie, daar's nuwe genade vandag. Paulus skryf daarvan in Korintiërs, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense oortredings nie toereken. Dis jou oortredings wat jy gedoen het, wat jy doen en wat jy nog gaan doen. Alle oortredings. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Dis die onverdiende genade van God. Die God wat vir Jona 'n tweede kans gegee het. Belangrik, toe hy vir Jona 'n tweede kans gee, lees ons dat die woord was onverander. Dit was dieselfde woord gewees wat hy die eerste keer vir hom gegee het. Vriende, die woord bly altyd dieselfde. Dit herinner ons dat God se woord nooit verander nie. Die Bybel getuig daarvan in die onveranderlikheid in Jesaja 40. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Die woord van God het vir Jona verander. God het dieselfde gebly, die woord het dieselfde gebly. Die eerste keer toe God vir Jona stuur het hy die teenoorgestelde rigting gevlug. Die tweede keer was hy gehoorsaam gewees. En daar het 'n verandering in hom gekom en daar het 'n verandering gekom in die mense van Ninive. Elke kerk wat vandag reg oor die wêreld mekaar kom, word of deur die evangelie verander, of hulle probeer die evangelie te verander. Vriende, ons kan nie die woord verander, die woord bly dieselfde. Ons kan nie beplek om te sê, weet jy wat, dis nou 'n boek wat 2000 jaar oud is, dis nie meer van toepassing op ons vandag nie. Dis ook net 'n bietjie 'n storieboek, dis nie regtig eintlik, alles wat al gebeur het, is ook nie eintlik regtig nie. Het was Jona nou regtig in 'n vis gewees? Het hierdie regtig gebeur? Vriende, die woord van God is waar. Die woord van God is sy woord. Ek het nou 'n paar goed al gelees, ek probeer uitvind of, nie dat ek nou so Stefan slim is nie, maar ek probeer vir die twee domme wat saam met my in die plek is, ook net 'n bietjie 'n paar goed uitvind. So hulle sê 'n whale shark het 'n groot mond en hy sluk goed in en hy het nie suur in sy maag nie. En hy sluk baie keer plankton in en dan spoeg hy dit weer uit. So dit kan ook 'n whale shark gewees het. Ek het nou eendag op TikTok iets gesien waar 'n ou op so 'n kajakkie ry en toe 'n walvis kon hom ingesluk, maar hy het hom dadelik weer uitgespoeg. Wat hulle ook sê is die mense in Ninive, as jy daar aangekom het en jy het iets gepraat oor 'n ander god as hulle god, het hulle jou vel van jou afgebrand, al jou vel, en dan het jy in die woestyn ingejaag. En as jy na 'n paar dae lewendig teruggekom het, dan sê hulle, okay, ons gaan in jou God glo, want jy is gescorch gewees, maar jy het nog steeds bly lewe. So die een teoloog sê dat Jona was vir 3 dae in die vis, so obviously moes die vis, as nou 'n ander walvis was, sy vel afgevreet het, so daai by Ninive aankom, het dit dadelik gesien, hierdie was anderster. Ninive was een van die ergste, gewelddadigste stede wat daar was.
Jona het nogal ingekom, hy het net 8 woorde gesê om te sê in 40 dae gaan julle verwoes word. Hy het nie gesê bekeer julle, die Here is lief vir julle nie. Hy het net daai 8 woorde gebruik, want hy was eintlik lus om steeds om daar te wees nie. So maak nie saak of Jona nou daar was of wat ook al nie, God se woord is waar en God se woord verander nie. As God se woord vandag sê, dit is sonde of net Jesus kan jou verlos, dan gaan dit môre dieselfde wees en dieselfde daarna. God se woord verander nie. Nou, wanneer God se woord jou verander, is daar ware verandering. Die tweede punt wat ons kan leer is, verlossing verander jou koppe, harte en hande. Toe Jona in Ninive gepraat het, en gedoen het wat God hom beveel het om te preek, lees ons die mense van Ninive het in God begin glo. Nou dis die eenvoudigste ding wat God van my en jou vra, maar dis die moeilikste ding om te doen. Al wat God van my en jou vra is om te glo en om te vertrou. Maar ek dink is een van die goed wat ek weet nie van julle meeste mense sukkel. Gisterand ook in die hospitaal hê, nou dink ek, Here, wat maak ek hier? Ek meen ek lê so, ek het nou hoeveel toetse, hoekom is ek hier? Wat is die plan? Wat gaan nie aan? Hoekom kan nie my net? Hoekom is ek hier? Maar terwyl ek al lê, of toe ek badkamer toe gaan, is daar 3 mense van die gemeente wat ook daar is. Iemand met 'n ernstige motorongeluk, 'n kop-aan-kop botsing was, waar dronke aan hulle vasgery het, wat ernstig beseer is. Iemand anders wat met 'n motor se jeugouetjie met 'n motorfiets geval het en nog iemand. En ek sit daar en dink maar 'n hospitaal vir alle noodgevalle is nooit 'n plek waar jy, hey, hoe gaan dit? Almal is happy nie. Dis 'n baie somber plek. Dis 'n plek waar mense hartseer is of bekommerd is of in angs is. En ek het gelê en ek net weer vir myself gedink, ja, ek gaan nou vandag preek om te sê, weet, glo net, vertrou maar net. Maar dis nie maklik nie. Maar dis die enigste wat God vir ons vra, is glo dat ek jou gered het. Ja, ek glo dit. Maar elke dag moet ek kies om te vertrou. Ek moet vertrou dat God met my is. Ek moet vertrou dat God by my is. Ten spyte van my omstandighede, al voel dit nie vir my so nie. Romeine 8 vers 28 sê, God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy lief het. Sorry, ek het 'n ander teks net bygesit. Ek het nou Stefan move gepoel. Sorry, dit was laag geweest, maar dit is vir die ouderdom een. God bly dieselfde, maar ek en jy moet in hom vertrou. Ek moet elke dag kies om te sê, Here, al verstaan ek nie goed nie, ek vertrou in U. Ek glo in U. Ek weet U is God. So die mense van Ninive het geglo in God en ons sien berou in hulle koppe. Hulle het hulle gedagtes oor God verander. As ons begin glo en in God vertrou, moet ons gedagtes verander. Ons moet ophou om in onsself te glo in ons eie vertroue. In selfheerskappy moet ons oorgee in koningskap heerskappy. Nou het Paulus gesê in Romeine 12, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Bekering behels die vernuwing van jou denke. Dit beteken om jou weer en jou vertroue in die wêreld en in jouself oor te gee aan God. Almal van ons is op 'n plek om te sê, ek is alright, alles gaan goed, ek is taaf, ek kan dit hanteer, genoeg geld, my kinders is gesond, alles gaan goed, my vrou begin onder beheer raak, alles raak net beter. Maar ergens kry jy oproep om te sê, iemand van jou was net in 'n motorongeluk. Iemand naby jou is dood. Iemand naby jou, of jy word gediagnoseer met 'n ernstige siekte, of jy verloor jou werk, of jy verloor alles, en jy kom agter dat jy eintlik jou vertroue en jou hoop op goed sit, wat tydelik is, wat jou nie kan help nie. Net God kan ons help. Net God kan ons by ons wees. En as ons gedagtes verander om te sê, maar ons wil ons gedagtes inrig op God se woord, op wat hy sê, in plaas van wat die wêreld sê. Die wêreld sê vir ons, daar gaan oorlog wees, dis hierdie gaan gebeur, die ekonomie is daar, 49 van die 44 Afrikaners is in Amerika toe, al hierdie goeders gebeur, en in jou kop is dit realiteit, maar die waarheid is, God is nog steeds by ons wat hier is, ten spyte van ons omstandighede. Al lyk dit om te dink, waar gaan die land heen, waar gaan die wêreld heen, wat gaan met ons gebeur? Het is maklik om te glo wanneer dit goed gaan. Het is baie moeiliker om te glo wanneer dit met jou sleg gaan. Wanneer die goed wat onder jou begin uitval, waarop jy jou hoop of jou vertroue sit, van jou weggeruk word. Tog het net nie met hulle koppe gebly, dis ook in hulle harte. Met ander woorde, Ninive se mense het bekering tot bekering gekom en het hulle liefde vir God gewys op alle areas, op alles wat hulle doen. Ek meen, dit is vir my so amazing. Hier's mense wat glad nie aan God, barbare.
En Jona sê 8 woorde en hulle verander. Ons lees daar in vers 5 en 7. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek. Rouklere aangetrek en op die ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer. Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie mag water drink nie. 'n dadelike verandering. Hulle het net geglo nie, hulle sê kom ons vas. Nou om te vas is om jouself van kos en drank te weerhou of te ontsê, om te sê dat Here, daar's niks wat ek meer begeer as U nie. In die Psalms lees ons Psalm 42, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Psalm 73, daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die Psalms maak dit duidelik dat geen kos of water of enigiets ons meer moet begeer as vir God nie. Dat God alles is. Nou gevolglik as jou kop verander en jou hart verander, gaan jou hande ook verander. Ons lees dan in vers 8, mense en dier moet rouklere aan hê en die mens moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Met ander woorde, ons moet nie net vas nie, ons moet nie net sê ons moet glo nie. Ons dade moet verander. Baie belangrike onderskeid. Jou dade kan jou nie red nie. Goeie mense gaan die hemel toe, die vergeefde mense gaan die hemel toe. Maar wanneer ek God aanneem, wanneer in my lewe is, wanneer my denke verander, gaan my dade verander. As gevolg van, ek kan nie met dieselfde leef nie. Iets gaan in my verander. Nie omdat ek moet nie, nie omdat my in die hemel gaan bring nie, nie omdat my meer heilig te maak nie. Maar iets in my lewe gaan tog verander. Want Jakobus skryf vir ons, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer die dood. Nou die Niniviete het hulle bekeer op die woorde van Jona. Maar tog, ek en jy kyk vandag terug, en daar was een groter as Jona wat verskyn het. Ons lees in Lukas, die mense van Ninive sal op die oordeelsdag opstaan, saam met die mense wat vandag teen hulle getuig. Die mense van Ninive het hulle immers op die preding van Jona bekeer, en hier staan een wat groter is as Jona. Die derde punt, verlossing vind plaas deur Jesus. Vriende, ons het nie vir Jona nie, ons het vir Jesus. Daarom is daar verlossing vir ons as gevolg van sy kosbare bloed wat vir ons gevloei het. Interessant, daar's 'n hele klomp korrelasies tussen Jona, hierdie klein simpel profeet wat nie wil geluister het nie, en Jesus. Die eerste in 'n 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis. Jona se tyd in die vis dui op Jesus se tyd in die graf. Ons lees in Jona 1, toe stuur die Here 'n groot vis om Jona in te sluk, en daai was 3 dae en nagte in die vis se maag. Matteus 12 vers 40. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Jesus verwys daarna, dit is Jesus se woorde. So as Jesus gedink het, hierdie was 'n folk story of 'n storieetjie, 'n feesverhaal van Jona en die vis, Jesus gebruik Jona om te sê, dit was 'n voorvoorspelling wat met hom gebeur. Tweedens, hulle albei is 'n teken vir die volk. Jona was 'n teken vir die Niniviete en Jesus 'n teken vir Israel. Lukas 11, net soos Jona vir die mense van Ninive 'n teken was, so sal die seun van die mens 'n teken wees vir die mense van vandag. Altyd bekering gebring vir die heidene. Jona het vir die heidene in Ninive gepreek en Jesus het verlossing gebring vir alle nasies. Vers 3 en 4. Jona het in 'n stad ingegaan en daglang daar rondgestap en roep uit: nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo. Matteus 12 vers 41. Die mense van Ninive sal op die oordeeldag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het immers op die bekering van Jona bekeer en hier staan een groter as Jona. Jona sê dat die mense in Ninive tot bekering gekom het. Jesus sê dat hulle bekering gekom het as gevolg van Jona. So hy praat met die skrifgeleerders op hierdie oomblik in Matteus 12 en sê vir hulle, hier staan ek, die Messias, die een wat julle voorwag. So al die profeseë wat daar was oor Jesus, is hy besig om waar te maak. Hy doen wondertekens, hy maak mense gesond, hy kry mense om uit die dood uit op te staan. Hy sê, hier is ek, die Messias, en tog glo julle nie. Kerkmense
skrifgeleerdes, gelowige mense. Sê hy vir hulle dat die mense van Ninive gaan eendag saam staan by oordeelsdag en teen hulle getuig, omdat hulle nie geglo het nie. Vriende, dink bietjie mooi. In alle ander gelowe, jy kan my kom probeer verkeerd bewys, in alle ander gelowe waar daar is, pursue die mense hulle God. Hulle probeer beter leef, hulle probeer geestelike rituele doen, hulle probeer offers bring, hulle probeer allerhande goed om te sê, maar as ek hierdie goed doen, ek moet net God pursue. In Christendom is die enigste geloof waar God ons pursue. Waar God ons najaag met sy liefde en sy genade. Vriende, God pursue jou elke dag van jou lewe met sy liefde. Want hy wil 'n intieme verhouding met jou hê. Hy wil jou nie straf nie. Ek het groot geword in 'n kerk waar ek elke keer, is die gemeente in die dorp wat ek was, ek praat nie van die denominasie nie, waar ek elke keer uitgeloop het en gevoel het, Jesus, ek gaan hel toe. Ek weet nie hoekom nie, ek weet ek het iets verkeerd gedoen, maar ek weet ek gaan hel toe. En elke keer as ek gesondig en dink ek, hoor ja, nee, hy het vir my gesê Sondag, jy gaan hel toe. En as jy met 'n lewe leef van ding, maar God sit net en wag om jou te straf, om vir te sê, ek gaan dit nou doen, so ek straf jou, laat jy hospitaal toe gaan, dat dit kan gebeur, ek straf jou, laat jy hierdie verloor, want jy wou ons dit gedoen het. Vriende, mens kan nie so leef nie, as jy so leef en jy daai beeld van God, gaan jy nooit dink dat God 'n liefdevolle God is nie. Maar dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Jesus het gekom om vir ons vergifnis en verlossing te bring, ongeag van wie jy is, ongeag van wat jy gedoen het, hoeveel kanse God al jou ook gegee het, is hy nog steeds gewillig en gereed om jou met oop arms te ontvang. Die verlore seun is van so 'n mooi voorbeeld dat Jesus vertel, van die seun wat terugkom, en hy dink, hy gaan net vir sy pa sê, jammer, hy sal 'n slaaf word. En voor hy kon jammer sê, hardloop sy pa na hom toe met oop arms. En daai tyd was dit was nie van pas gewees vir 'n man om te hardloop, wat status het met sy rok en sy klere aan. Hy hardloop na hom toe en omhels hom en sê, jy is my geliefde seun. Hy sê, kom ons vier fees, want jy het teruggekom, jy was verlore en jy is terug. En dis hoe God oor elkeen van ons voel. Ek en jy het vandag 'n keuse, gaan ons aanhou weghardloop van God? Gaan ons aanhou ons geloof sit in ons omstandighede, in ons geld, in mense, in die wêreld? Of gaan ons sy verlossing en sy liefde aanvaar? Gaan ons glo dat hy vir ons gesterf het? Gaan ons vertrou dat hy by ons is en dat hy lief vir ons elkeen is? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n God van genade is, 'n God van liefde. Here, U weet dat dit baie keer vir my in my klein brein nie kan verstaan dat U genade so groot kan wees nie. Dat U liefde so onvoorwaardelik kan wees nie. Maar tog is dit. Ten spyte wat ek dink, ten spyte wat ek voel. Here, ek ken nie elke persoon se omstandighede vandag nie. Daar kan ook mense vandag wat sit en sê, Jan, ek hoor jou, maar ek voel dit nie. Ek bid al so lank en God antwoord my nie. Dit voel vir my of hy my nie eens hoor nie. As ook mense wat vandag hier sit om te sê, maar Jan, jy weet nie wat ek alles in my lewe al gedoen het nie. God kan sekerlik nie vir my 'n 100ste kans gee nie. Maar Here, U sê U doen. Heilige Gees, ek bid dat U aan ons elkeen se harte sal inspreek, dat ons U liefde sal ervaar en sal weet, dat ons weet, U is God en U is lief vir ons. Ons is baie lief vir U. Amen. Community is vir ons baie belangrik. So ons het Coffee the Bible waar jy lekker koffie kan gaan koop. Dis 'n cashless plek om te koop. Ek het hier vouchers vir mense wat vir die eerste keer by ons gemeente is. Daar's ook koffie en tee aan die kant wat verniet is. Kom ons kuier lekker saam en ja, mag julle 'n great week hê. Ons sien julle almal weer volgende week.